Goeiemôre, liewe broers en susters en liewe jongmaats. Baie welkom by ons nagmaal gesinsdiens vanoggend. Baie welkom ook aan elkeen wat na die diens, na die opname kyk. Julle is ook baie welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. En dan wil ons sê, dis lekker, julle het gehoor, Sonel is weer agter die orgel, né? Kom ons gee net vir haar 'n lekker handeklap. Weet julle, Sonel het iets gesê, wat my aan die hart gegryp het, toe ek haar nou gegroet het. En is iets waarvoor ons as gemeente baie dankbaar moet wees. Sy het gesê, toe sy vanoggend hier instap, toe voel sy's by die huis. Sy's tuis. En sy sê, ons het al, ek en sy probeer om dit te verwoord, dat dit iets te doen met die lewe in ons erediens. Dit het iets te doen met ons atmosfeer. En dis voelbaar, dis tasbaar. En sy is nie die enigste persoon wat dit sê nie. Mense wat nie by ons in die gemeente inskakel het dieselfde gevoel, en dis hoekom hulle terugkom na die erediens toe. So, ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Dit is ook groot genade dat die Here vir ons daardie gawe gee om so 'n belewenis in die erediens te hê. Ons sê ook baie dankie vir Magda en vir Alida vir die hantering van die voorafsang, en Magda baie welkom op die voorsangspan. En terwyl ons nou baie welkom sê, is dit vir ons lekker om ook vanoggend vir Dani en Annelien van Staden te verwelkom. Hulle het met attestate oorgekom van Eskom gemeente af, so Dani en Annelien baie welkom ook in ons midde vanoggend. Mag julle ook ietsie beleef van dit wat ek net nou verduidelik het waaroor ek en Sonel gesels het. Kom ons kyk wie almal verjaar in hierdie week. Vandag verjaar Bessie van der Walt, die 27ste verjaar Alec Badenhorst en Fransie Radman, die 18de verjaar Letty Cornelissen, Johan Olivier, Charmaine Reed en Glennis Williamson, die 19de verjaar Benny Matthee, Johan Foster en Alicia van der Westhuizen, die 21ste Morney Wolmerans en die 22ste verjaar Johan Fourie. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Die lekkers gaan uitgedeel word en dan sing ons saam met die video klankbaan ons verjaarsdag. Daar sê, baie dankie Priscilla. Kom ons kyk na die siekenlys, so 'n bietjie terugvoer. Onthou nou net, ek gee nie vir julle Sondag terugvoer sodat ons net kan weet wat aangaan met ons siekes nie, maar ook sodat ons kan bid vir hulle by die naam. En as ons weet wat hulle situasie is, dan kan ons bietjie meer spesifiek bid. Ons bid veral in hierdie tyd vir Cecilia Jansen van Rensburg. Sy was die afgelope week in die hospitaal vir 'n groot operasie en sy is besig om tuis aan te sterk. Leonora Marie en Anthony Stevens en Elsa Oliver is op hierdie stadium in die hospitaal. Leonora het 'n baie slegte val gehad en Anthony sit weer met uitdagings met sy voet en Elsa is in die hospitaal vir haar toetse. Dan hou ons ook vir Jan van Skalkwyk
en vir Lona Diedriks en vir Alfia Naudee in ons gebede. Al drie van hulle gaan op die stadium deur 'n baie moeilike tyd met hulle gesondheid. Ons bid ook vir Marius Strauss, Morney Barnard, Tanya Orendaal, Monty van der Walt en Johan Pinaar, wat ook op die stadium nog besig is met kankerbehandeling en al die neeweffekte daarvan. As ons na ons program kyk, die program vir vandag, dan is ons besig met die nagmaal en na die tyd, die teetyd. Nou weer eens baie dankie vir die manne wat al die reëlings getref het vir die teetyd. Julle sal nou nie glo nie, dames, maar julle het kompetisie. Gister op die kerkraadsgroep, want daar is die manne besig om te mobiliseer, elke Saterdag, Vrydag, Saterdag vir die teetyd, was daar naderhand so baie koek, dat Nico gesê het, dis nou genoeg manne. Ons maak nie 'n bakkery oop. So, wys jou net, moet nooit 'n man met 'n koek in die hand onderskat, né? So, as jy nou nog gewonder het of jy teetyd toe met vandag moet kom en of daar genoeg koek gaan wees, daar gaan regtig genoeg koek wees. En dis lekker dat die kinders ook vandag by ons in die teetuin kan wees. Kinders, daar's genoeg koek vir julle ook. Mag maar nie dat die groot mense eers vat en dan kan julle ook vir julle vat. En dan het ons vanmiddag kinderkrans en die manne is aan die gang vandag, want van die paas neem vanmiddag leiding by die kinderkrans. Nou normaalweg is die maas, die ouens wat die dinge hardloop, daar's van die paas vanmiddag wat alles gaan organiseer. So dis ook iets om na uit te sien. Ons het nie vanaand Engelse Bybelstudie en lofprysing nie, en natuurlik is daarom ook nie vandag kategese en kinderkerk nie. As ons na die week kyk, môre is ons senior burgers weer by mekaar vir Dorcas. En my liewe broer en suster, as jy nou nog nie by Dorcas ingeskakel het nie, dan weet jy nie wat jy mis nie. So, al het jy vir niemand laat weet jy kom Dorcas toe nie. En as jy nog nie op die Dorcas groep nie, kom asseblief môre. Daar's ook baie kos, dis hoekom ek onder andere daar is. So, dis dalk deel van ons atmosfeer so nel. Ons werk so lekker dat ons eet so lekker. Maar ja, môre is Dorcas ook aan die gang. Dinsdag aand het ons kerkraadsvergadering. En woensdag is daar weer Bybelstudie en vlytige vingers. En donderdag is die Tabita groep se Bybelstudie aan die gang. En dan beweeg ons Vrydag aand weer na ons jeug toe. Dis lekker van ons gemeente en daar's iets vir almal. Ons jeugaand vir ons tieners, ons hoërskooljeug en ons naskoolse jeug is aan die gang. Daar kry julle al die besonderhede. En gaan ouers, maak dit asseblief vir julle kinders moontlik om te kom. Onthou, hulle kan nou nie op hulle eie kom nie, nee, nog nie. Party van hulle wat al naskoolses kan, maar die hoërskoolkinders kan nog nie. So, dit is altyd 'n wonderlike aand. Ryne, hulle doen baie moeite, so bring asseblief die kinders Vrydag aand. As ons 'n bietjie vorentoe kyk, na September maand, dan is daar iets vir die manne. Saterdag die 5de September, is daar 'n manne rugbybraai. Ons doen dit so een keer 'n jaar. Ons kyk na 'n lekker wedstryd. Die All Blacks speel daardie Saterdagmiddag en dan kyk ons rugby op die groot skerm daar agter in die saal en ons braai lekker vleis hier buite. Daar's baie min slaai by daai geleentheid. Om verstaanbare redes. Maar as jy nou iets meer verfyns wil eet, dalk 'n slaaitjie of so, daar gaan dalk 'n slaaitjie of so by die lente tee wees. Die volgende Saterdag vir die dames, dan is die dames weer aan die gang vir die jaarlikse lentetee en die pamfletjie met die inligting is ook Vrydag saam met die aankondigings uitgestuur. Dis altyd ook 'n wonderlike belewenis. Liewe broer en suster, en liewe jong maat, jy het vanoggend hier by die kerk ingestap. 'n halfuur gelede met 'n verwagting in jou hart of net betyds na 'n donder gejaag. Dalk hierdie bietjie koue wat nog oor is,
daartoe gelei dat jy amper nie gekom het nie. Miskien wens jy, mamma en pappa wou jou by die huis los. Jy's tog nie lus vir 'n lang kerkdiens nie. Maar jy is nou hier. Want die Here het vanoggend 'n afspraak met jou. Ja, met jou. Of jy bejaard, middeljarig, 'n jong volwassene, 'n tiener of 'n kind is. Maak nie saak of jy glo, of jy sukkel om te glo, en of jy dalk nie glo nie. Ook nie hoe jou lewe lyk of nie lyk nie. Dit maak ook nie saak of jy verlede Sondag of baie lanklaas in die kerk was nie. Die belangrikste is dat jy nou hier is. Raak nou rustig. Aanvaar dat jy hier is. En laat die Heilige Gees met jou werk. Skakel af van alles daar buite en skakel in by die Heilige Gees. Kom ons sing terwyl ons bly sit. Vlam 58. Die lied wat ons verlede week geleer het. Ons gaan dit saam met die videoklankbaan sing terwyl ons bly sit. Kom Skeppergees. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer. Maar U stuur vir ons 'n leidsman. Hy lei ons na U. Kom ons Skeppergees.
Jy is vanoggend hier, maar jy is ook nie die enigste een vanoggend hier nie. Kyk 'n bietjie rondom jou. Langs jou sit moontlik jou eggenoot en jou kinders, 'n vriend of 'n vriendin. Voor en agter jou is daar mense wat jy ken, en so ook langs jou, maar ook 'n paar mense wat jy glad nie ken nie. Miskien sit jy vanoggend daar en jy ken letterlik niemand rondom jou nie. Jy is moontlik vanoggend alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie alleen te voel nie. Hierdie mense rondom jou is vanoggend jou reisgenote. Ek dink die Here het hulle vanoggend rondom jou geplaas. Juis hulle en juis jy tussen hulle. Gebruik nou 'n paar oomblikke om die mense rondom jou te groet. As jy iemand se naam nie ken nie, neem die vrymoedigheid en vra sy of haar naam. Maak veral seker dat jy hulle wat alleen sit groet. O ja, en moenie die kinders vergeet nie. Kom, ons groet mekaar. Net daar waar ons sit. Het jy die nog weer gebring? Weet jy te veel son zitten? Maar is het een kankerbaan? Dat is niet van de baan. Maar het is goed om je dat te zien, eerste keer dat ik het zie. Ai, dit klink sommer baie lekker. Kom ons sing nou staande. Lied 157. En daar sing ons vers 1 en 2. Here Jesus, ons is saam op u roepstem hier vergader. Yeah.
jy en die mense daar rondom jou is vir hierdie uur vir mekaar gegee. Om mekaar raak te sien, om daar vir mekaar te wees, om mekaar te ondersteun en saam nagmaal te gebruik. Dalk na die erediens verder te gesels en saam tee te drink by die teetyd. Julle is ook vir mekaar gegee om vir mekaar te bid. En dit is een van die groot voorregte van gemeente wees. Dit is een van die beste maniere en die mees effektiewe maniere hoe ons met mekaar kan meeleef en mekaar kan ondersteun. Om mekaar na die Hemelvader se troon toe te neem in gebed. Nou wil ek vra, vorm net daar waar julle nou sit, klein groepies. Maak seker dat niemand uitgesluit is nie en dat almal in 'n groepie is. Jy moet jouself asseblief nou nie uit 'n groepie uithou omdat jy nie wil praat nie. Jy kan net luister ook. Kom ons deel eers, net daar waar ons sit, in klein groepies uit. Hemelvader, U het alles gehoor wat ons sopas in ons groepies gedeel het. U het alles gehoor waarvoor ons elkeen vanoggend vir U wil dankie sê. En daarom, Hemelvader, as ons al daardie dankie sê goeders by mekaar sit, dan is dit eintlik 'n lang lys. En dan wil ons eintlik regtig as gemeente net vir U sê baie, baie, baie dankie. Want eintlik, ten spyte van alles, het ons nog soveel om voor dankbaar te wees. Ons wil eintlik maar uitroep, Hemelvader, aan U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding en die dank. Ons wil daai hele lys wat ons nou sommer as gemeente opgestel het, ons dankbaarheidslys in groot dankbaarheid na U toe bring vanoggend. Net so, wil ons ook vanoggend ons voorbiddingslys na U toe bring. U het vir ons die geleentheid gegee om as medegelowiges, mekaar se broers en susters en kinders, 'n lysie te deel van dit wat ons graag voorbidding voor wil vra. Wat ons graag elkeen van U wil vra. En dankie Here dat ons mag vra. En dat U die regte besluit neem oor ons vra. Ons lê ook vanoggend hierdie hele lang lys van gebedsversoeke vanoggend voor U troon neer. Elke behoefte wat ons vanoggend met mekaar gedeel het. Hemelvader, ons wil ook bid vir elkeen op ons voorbiddingslys, op ons sieke voorbiddingslys. Nie net vir hulle nie, maar ook vir hulle geliefdes, hulle familie, wat ook deur 'n moeilike tyd gaan. Ons as gemeente bid vanoggend saam vir Piet Pretorius, Leon Olivier, Sonja de Pre, Laurens en Charlotte Vink, Marius Strauss, Nanny Geldenhuis, Morney Barnard, Bobby Snowden, Letitia Rousseau, Jan van Skalkwyk, Henny Jansen van Rensburg, Hannes Radman, Tanya Orendaal, Johan Pinaar, Lona Diedriks, Helene Botha, Bessie Koetser, Dirk Marits, Monty van der Walt, Ricardo Batten, Dani de Goede,
Ria Potgieter, Cecilia Visser, Alfia Naudee, Jimmy Krause, Janet Morris, Cecilia en Andre Jansen van Rensburg, Leonora Marie, Elsa Oliver en Anthony Stevens. Ons bid ook vir elkeen wie se name nie op ons lys is nie. Ons familie, ons vriende, ons broers en susters in U. Dankie dat ons hulle almal se name ook vanoggend voor U kan neerlê. In Jesus se naam. Amen. Ons is vanoggend almal hier saam om nagmaal te gebruik. Wat beteken nagmaal vir jou? Hoekom is dit vir jou belangrik om nagmaal te gebruik? Dink vir 'n oomblik by jouself daaroor na. Hoekom is jy vandag hier om nagmaal te gebruik? Wat maak nagmaal so spesiaal vir jou dat jy vanoggend hier is? Draai nou weer na julle groepies, na julle reisgenote toe. En deel julle gedagtes oor die nagmaal met mekaar in julle groepies. Hoor asseblief ook wat die kinders sê. Wat beteken nagmaal vir jou en hoekom is dit vir jou belangrik om nagmaal te gebruik? Hou dit maar kort, sodat elkeen wat wil 'n beurt kan kry. Kom ons gesels lekker saam. In 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26, lees ons waar die nagmaal vandaan kom. Ons lees uit die Bybel vir almal, sodat die kinders ook kan verstaan. Paulus skryf hier: Ek sê hierdie dinge vir julle, want die Here self het vir my gesê wat die nagmaal is, en ek het dit ook vir julle geleer. Daardie nag, toe Judas Iskariot vir die Here Jesus verraai het Jesus brood geneem. En hy het vir God dankie gesê. Toe het hy die brood gebreek en gesê: Dit is my liggaam, wat ek vir julle gee. Wanneer julle die brood breek en eet, dan moet julle aan my dink. Nadat hulle dit geëet het Jesus ook die beker geneem en gesê: Die wyn in hierdie beker is my bloed. My bloed is die bloed van die nuwe verbond. Elke maal wanneer julle die wyn drink, dan moet julle aan my dink. Want elke maal wanneer julle hierdie brood eet en die wyn drink, dan preek julle dat die Here Jesus gesterf het en julle doen dit totdat hy weer kom. Jesus het die aand voordat hy gekruisig is, saam met sy heel beste vriende, sy disippels, om 'n tafel gesit. Hulle het saam 'n baie spesiale aandete geëet. Dit is waar die naam nagmaal vandaan kom. Die woord nagmaal kom uit Nederlands van die woorde nag of aand en maal of maaltyd. En dit verwys na hierdie laaste spesiale ete
in die aand wat Jesus hulle saam geëet het. Jesus het geweet dat hy binnekort die swaarste lyding sou deurgaan, sou sterf, sou opstaan uit die dood uit en teruggaan hemel toe. Hy wou vir sy vriende, sy disippels en vir ons 'n manier gee om hom altyd te onthou en herinner te word wat hy vir ons kom doen het, totdat hy weer terugkom. Gedurende die ete het Jesus 'n stuk brood geneem. Hy het dit in stukke gebreek, vir sy vriende gegee en gesê: elke keer as julle hierdie brood eet, moet julle aan my dink. Dit herinner julle aan wat met my liggaam terwille van julle gebeur het. Toe neem Jesus 'n beker met wyn en sê: elke keer as julle hieruit drink, dink aan my. Dit herinner julle aan my bloed wat vir julle gevloei het, sodat julle sondes vergewe kan word. Vanoggend eet ons nog steeds die brood en drink ons nog steeds die wyn of druiwesap vir mense wat nie wyn drink nie. Dit is soos 'n spesiale onthou ete. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis, aan sy liggaam wat gebreek is. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het, uit al sy wonde uit. Die brood en die wyn herinner ons hoe lief Jesus vir ons is. Hy het dit gewys deur vir ons sonde aan die kruis te sterf en vir ons op te staan uit die dood uit. Geen offer was vir hom te groot om ons te red van ons sonde en die ewige dood nie. So lief het hy elkeen van ons. Ons eet hierdie brood en drink hierdie wyn of sap saam met mekaar. Ons voel hoe wonderlik dit is om dit saam met medegelowiges te doen. Hierdie brood te eet en die wyn of die sap te drink. Nie een van ons is alleen nie. Ons is tussen medegelowiges wat glo soos ons glo. Jesus is ons almal se Here en dit versterk ons. Wanneer ons die brood eet en die wyn of druiwesap drink, is ons bly. Bly al gaan dit moeilik. Bly omdat Jesus vir ons so lief is. Bly omdat ons kan uitsien na die ewige maaltyd vir ewig by Jesus. Hy self het gesê, hy sal nie weer uit hierdie beker drink, totdat ons by hom in die hemel is nie. Die brood en wyn of druiwesap herinner ons dat hy dit vir ons moontlik maak. Die brood en wyn maak ons ook baie dankbaar. Ons kan nie anders as om baie dankbaar te wees na alles wat die brood en wyn vir ons sê nie. Baie dankbaar hier in die nagmaaldiens en ook baie dankbaar wanneer ons later huis toe gaan. As ons die nagmaal gebruik, sê ons eintlik
vir Jesus. Dankie dat U so lief is vir my. Ek sal U nooit vergeet nie. Kom ons staan nou op en dan sê ons saam hardop vir die Here wat ons glo. Ons sê ook wat ons glo Jesus alles vir ons gedoen het. Kom ons staan en dan bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, julle kan maar weer gaan sit. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie, Jesus, dat U vir ons gelei en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief en ons glo in U. Hoor ons ook asseblief, wanneer ons almal saam hardop bid. Bid asseblief hier vanaf saam met my, broers en susters en kinders. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die diakens gaan nou vorentoe kom en hulle plekke inneem. En die ouderlinge gaan saam met my by die nagmaaltafel kom sit. Eintlik sit ons almal aan die nagmaaltafel. Ons is net te veel om almal rondom hierdie tafel hier voor te pas. Maar net daar waar jy sit, en dan kyk jy vanoggend na die opname, sit jy ook aan die nagmaaltafel. Kom ons kry die tafel gereed.
en susters, net soos by die huis, voordat ons eet, is daar 'n tafelgebed. Ons gaan nou die brood en die wyn saam eet, met die spesiale betekenis wat ons sopas met mekaar gedeel het. Maar kom ons doen ook eers 'n tafelgebed. Liewe Here, wanneer ons by die huis is en saam bid voordat ons eet, is dit soms 'n ongemaklike gebed. U weet dit, want u is ook by elke etenstafel. Miskien was ons as kinders nie heeltemal so soet die afgelope dag nie. En ons het nie regtig lus om aan tafel te sit en dalk raas mamma en pappa met ons nie. En ons het eintlik ook nie lus om te bid nie. Miskien sit ons as volwassenes by die etenstafel en ons worstel ook maar met 'n paar skuldgevoelens. Dalk was ek die afgelope dag lelik met my man of vrou. Of dalk het ek iets gedoen of gesê wat nie reg is nie. Daar buite in die wêreld. Here, ons sit aan hierdie nagmaaltafel met baie dieselfde tipe gevoelens. Daar's baie van ons wat hier sit en nou moet besluit of ons nagmaal gaan gebruik. En dan dink ons terug aan ons lewens. En ons dink hoe sondig ons is. Iets wat ek dalk juis vanoggend weer gedoen of gesê het. Iets verskrikliks in my verlede. En dan dink ons, ek is nie waardig om nagmaal te gebruik nie. Ek mag nie nagmaal gebruik nie. Ek kan net kyk. Ons voel ook maar so. Maar Here, dis mos hoekom U gekom het. Dis mos hoekom U gekom het vir al die sondes in ons lewens. Vir al die dinge in ons lewens waaroor ons nie trots is nie. Vir al die gevoelens wat ons het, hoekom ons nie nagmaal mag gebruik nie. Dis juis hoekom U gekom het. Om ons te red van ons sonde. En daarom mag ons vanoggend hier aan U tafel sit. En mag ons die tekens van die brood en die wyn gebruik. Nie omdat ons so wonderlik is nie, nie omdat ons sondeloos is nie, inteendeel, maar omdat U so wonderlik is. En ons van al ons sonde kom skoonmaak het. Deur U sterwe en deur die opstanding. En daarom kan ons elkeen vanoggend die tekens van die brood en die wyn gebruik. Want U maak dit vir ons moontlik. U het nou met ons op verskillende maniere in die erediens gepraat oor wat die tekens beteken, die brood en die wyn. Wanneer ons dit nou gaan uitdeel en waar ons dit net gaan gebruik, bring asseblief deur U Heilige Gees dit wat ons met mekaar gedeel het, terug in ons gedagtes. Sodat ons onthou, hierdie stukkie brood en hierdie bietjie wyn of druiwesap is nie gewone brood nie. Is nie gewone druiwesap nie. Dit mag wel gewone druiwesap en wyn en brood wees, maar dit wys na iets diepers. Dit wys na U. Dankie, Here Jesus. Amen. Ons gaan nou die tekens van die brood en die wyn uitdeel. Nou soos die gebruik in ons gemeente is, wag ons eers dat almal die brood en die wyn het, en dan gebruik ons dit almal saam. Die kinders in ons gemeente, soos ek hierdie week vir julle op die WhatsApp groep weer laat weet het, mag nagmaal gebruik, indien hulle ouers goedkeuring gee. So dit is julle as gesin se keuse. En ons gaan die brood en die wyn en die druiwesap uitdeel op
in die kelkies is daar in die middel, is daar druiwesap, as julle dit wil gebruik. En dan gaan ons die beker, wanneer ons die instellingswoorde vir die wyn doen, gaan ons die beker tussen julle daar deur beweeg, en dan kan julle net die diaken se aandag daarop vestig. Maar kom ons begin deur die brood en die wyn uit te neem. Ons is nou gereed om die brood te eet en die wyn te drink. Maar laat ons dit nie te vinnig doen nie. Onthou, wanneer ons hierdie stukkie brood eet, dan dink ons aan die liggaam van ons Here Jesus, wat gebreek is tot die dood toe. En dan glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Neem nou net eers daai stukkie brood en hou dit in jou hand en kyk stik daarna. Hierdie stukkie brood herinner jou wat Jesus vir jou gedoen het. Dit herinner jou dat sy liggaam gebreek is vir jou redding. Kom ons eet nou daardie stukkie brood. En terwyl daai stukkie brood deel word van ons liggaam, glo ons dat Jesus deur sy sterwe al ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn of druiwesap drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons gevloei het tot die dood toe. En dan glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Neem nou daardie kelk kyk stip daarna en onthou dat jou redding Jesus se bloed gekos het tot die dood toe. Kom ons drink nou die wyn of die druiwesap. En terwyl daardie druiwesap deel van ons liggaam word, of die wyn, laat ons onthou dat Jesus daardeur al ons sondes weggevat het. Ian gaan nou ook vir ons die beker deurneem. Steek asseblief net julle hande op.
Liesel Marshall, 'n geestelike gospelsanger, het 'n pragtige lied geskryf oor die nagmaal. Sy noem dit 'n nagmaallied. En dit is so gepas dat ons nagmaalbediening nou met hierdie lied afsluit. Kom ons sit nou terug en neem in wat sy deur hierdie lied vir ons wil sê.
Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Onthou, julle kan ook van die Zapper toepassing gebruik maak. Baie dankie. Baie dankie vir die diakens, ook vir die voorbereiding en die bediening van die nagmaal en die opruim na die tyd en almal wat hulle gehelp het. Groot waardering. Ons gaan afsluit met lied 164. Die eerste lied wat ons vanoggend saam gesing het na die aanvangslied, lied 157, het ons vir die Here gesê, Here, dis vir ons lekker om vanoggend hier by mekaar te wees in U naam. En nou, aan die einde van die diens sê ons vir die Here, Here, dit was vir ons lekker. En as ons sien, ek het die woorde so 'n bietjie aangepas op hierdie lied, om dit die verlede tyd te maak. So as ons nou so terugkyk na die diens, dan sê ons deur hierdie lied, Here, dit was vir ons wonderlik om hier saam te wees. Laat alles wat vanoggend met ons gebeur het, ook deurvloei in ons lewens daar buite, en ons sien daarna uit om mekaar weer volgende week te sien. Kom ons sing lied 164, albei die verse. Lord.
Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.